Toe, ek nou gehoor het ek moet hier kom praat, of gevra is deur die buurvrou hier bo in die straat. Toe het ek vir die Here gevra, wat moet ek oor praat? En ek het so duidelik gehoor, hy sê vir my, gee vir die mense 'n resep oor hoe hulle Christelike lewe moet lyk. En dit was nou vir my so, ek sê die Here het so 'n wonderlike humorsin, want sy reël toe, vanoggend vir die vrouens wat hierna toe kom, om almal resepte te bring. Is dit nou nie komisie? So, ons gaan vanaand praat oor 'n resep. En ja, is sommer net 'n lekker praktiese voorstelling oor hoe 'n koninkrykslewe wat ons nodig het. Goed, daar's 'n Engelse gesegde wat sê, life is rough and then you die. En ek dink nie een van julle wil daaraan vashou nie. Maar daar's ook 'n ander ene wat sê, life is great and then we go to heaven. En dit klink meer reg, né? So, om 'n great life hier te hê, moet ons bid wat in Matteus 6 vers 10 vir ons geleer word in die Onse Vader gebed, waar Jesus sê dat ons moet bid, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, so ook hier op aarde. Want dit is wat die Here vir ons wil hê, dat ons nie moet eendag wag tot ons dood is om 'n hemel te beleef nie, maar dat ons het alreeds hier op aarde moet hê. Nou, baie mense kyk vir 'n mens snaaks aan as ek gaan sê wat ek nou gaan sê, want hulle verstaan dit nie lekker hoe die soewereiniteitsstorie inpas nie. Maar die waarheid is dat dit wat in my en jou lewe gebeur en hoe ons lewens is in ons eie hande. Dit gaan oor die keuses wat ons maak en wat ons glo en hoe ons die woord toepas en daarvolgens leef. Dis nie in God se hande nie. Ons is nie hier op die aarde soos 'n skaakbord en God gebruik ons en hy skuif ons nou maar hier rond en jy weet, dis glad nie hoe dit gebeur nie. Want Jesus het met sy kruisiging vir ons alles klaar gegee. Alles klaar gegee om die lewe te hê hier wat hy eintlik wil hê dat ons moet leef. En ons sien hierdie gedagte in 2 Petrus, die eerste hoofstuk. En ek gaan nou eers gou in Afrikaans lees, van vers 1 af, net tot by vers 3, en dan gaan ek hom in Engels lees. Die Afrikaans sê, aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser Jesus Christus dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Met ander woorde, wat hy eintlik sê, toe jy tot geloof gekom het. Aan hulle mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, hierso nou op aarde. Deur julle kennis van God. So dis hoe ek en jy genade en vrede in oorvloed hier kan hê. Deurdat ons vir God kan ken en vir Jesus Christus kan ken. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken, wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. So sien julle die prentjie hierso. Dat hy wil hê ons moet hier lewe in oorvloed hê, vrede in oorvloed hê, maar ons kan dit net kry deurdat ons hom ken. En sy goddelike krag het vir ons alles gegee wat ons nodig het om dit te doen. En dit kom, hierdie goddelike krag maak dit ook vir ons moontlik om hom te kan ken, wat ons dan nou geroep het. Kom ek lees net gou die Engels in die King James. To those who have obtained like precious faith with us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. So met ander woorde, die Here het reeds as gevolg van ons geloof in hom, as gevolg van dat ons sy kinders is, het hy ons alles vooruit gegee. Dis in 'n stoorkamer. Julle onthou daai Bakkebie storie. Alles is in 'n stoorkamer wat ons nodig het, en as hy praat van om hier te lewe, dan praat hy van ons natuurlike elke dag se lewe. En as hy praat van om hom te dien of godliness, dan praat hy van ons geestelike lewe. Alles is moontlik om in 'n geestelike verhouding met hom te wees, en alles is vir ons klaar gegee en is moontlik om hier op aarde in ons natuurlike lewe hierdie vrede te hê en die lewe te hê wat hy vir ons 'n gedagte het. En dit kom deurdat ons hom ken. Hoe beter ons hom ken, kan ons dit ontvang. Want dis waar die probleem is.
Dis vir ons daar. Maar dis vir alle Christene daar, en julle kan self weet, daar is soveel Christene, wat nie hierdie lewe hier op aarde het nie, want hulle weet nie hoe om dit te ontvang nie. En dit kom, deurdat ek en jy 'n studie van die woord doen, deurdat ons glo wat ons in die woord hoor, deurdat ons in 'n gebedsverhouding met hom beter leer ken, en hoe beter ons hom leer ken, hoe makliker kan ons dit ontvang, wat hy vir ons klaar beskikbaar gestel het. So dit is nie soos 'n slotmasjien, hierdie ding van, ek moet glo, en dan sal hy nou maar besluit, sy glo nou goed genoeg, so ek gaan nou vir haar dit gee, wat sy nodig het nie. Of, jy weet, ek moet nou bid op hierdie manier, en soveel ure per dag, en dan as sy nou so bid, soos wat ek nou wil hê sy moet bid, dis nou hoe God, mense dink God dink, dan sal ek nou besluit om haar te seën, of vir haar geld te voorsien. Of mense sê, dat ons moet goed doen, ons moet dit verdien, ons moet 'n goeie Christen wees, ons moet betrokke wees by ander mense se lewens, ons moet al die regte goed doen wat die Bybel sê, dan sal die Here besluit om vir ons finansiëel te seën, of dat dit moet goed gaan met ons kinders, of dit moet goed gaan met jou huwelik. Dis nie hoe dit werk nie. OK? Dit het ook nie so gewerk met Adam en Eva nie. God het eers alles klaar geskape. Al die bome in die tuin vir Adam en Eva geskape, en toe het hy hulle geskape. Toe hulle geskep is, toe was alles wat hulle ooit sou nodig hê, was klaar daar. En hy het vir hulle gesê, julle kan van al die bome in die tuin eet. Hoekom? Want alles wat God vir hulle beskikbaar gestel het, was vir hulle goed. Behalwe die een boom, van kennis van goed en kwaad, daarvan mag hulle nie geëet het nie. Wat is die simboliese betekenis van die boom van kennis van goed en kwaad? Dit gaan oor om die natuurlike dinge, dit wat sigbaar is, dit wat hoorbaar is, om na dit te kyk. Die redenasies, die menslike opinies, om na dit te kyk, na die praktiese goed te kyk. Dit wil die Here wil hê, dit moet deel van ons lewens wees. Maar dat in die geesdimensie, dat ons die openbaring moet hê van wat in sy woord is. Dis hoekom hy praat van die boom van die lewe, wat spreek van die woord. En dat wanneer hoe meer die woord aan ons geopenbaar word, hoe meer eet ons van die boom van die lewe. En is hierdie lewe wat die Here vir ons wil hê, is dit vir ons moontlik. So dis sommer net so 'n inleiding tot dit, dat julle kan verstaan, as ons nou hier vanaand 'n pudding gaan maak, of 'n koek gaan bak, of 'n tert gaan bak, net soos jy dit wil, dan het ons 'n resep nodig. En ek dink julle sal almal met my saamstem, iemand wat iets weet van sulke goeders af. Jy het 'n resep bestaan uit 'n klomp bestanddele. Nou as jy nou elkeen van daai bestanddele vat en jy gooi dit in 'n bak, het jy 'n koek? Nee, jy het nog nie die koek nie. En as jy van daai bestanddele uitlaat, dan is dit 'n flop. OK? So, jou resep, en ek glo regtig, dis maar onder leiding van die Heilige Gees, dat ek hierdie resep saamgestel het. Want hierdie goeders wat ons nou so een na die ander gaan na kyk, is wat ek en jy nodig het, om hierdie lewe te hê, wat die Here eintlik vir ons klaar beskikbaar gestel het. En ons moet vanaand kom hoor, hoe moet ek dit ontvang? Maar die ander geheim van 'n resep, as ek nou daai klomp bestanddele almal bymekaar gegooi het, en ek het nou die hele spul klaar geklits en gemeng, dan moet daar nog eers iets gebeur, voordat hy kan voorgesit word, en geëet kan word. So wat moet gebeur? Daar's 'n bakproses. Nou soos wat gewoonlik mense dink, jy weet die bakproses, is hierdie vuur van loutering, en hier swak, nee. Hierdie resep gaan oor, dit wat die bestanddele almal bymekaar maak, is nou hierdie deeg, moet toegepas word in ons lewe. Elkeen van hierdie bestanddele moet toegepas word in ons lewe. Dan gebeur daar iets, en is daar 'n resultaat. Want om net te weet, ek het hierdie bestanddeel in my lewe, en ek doen niks daarmee nie, ek pas dit nie toe nie, gaan nie vir my resultate lewer nie. Net soos wat ek die klomp bestanddele het, en daar's nie 'n bakproses, en die resultaat kan nie daar wees sonder die bakproses nie. OK? So dit gaan oor die toepassing van dit wat Jesus klaar vir ons beskikbaar gestel het. Nou goed,
as ons nou kyk na die bestanddele, die eerste ene. Een van die belangrike bestanddele is meel. Geen koek of geen pudding kan op die ou end geëet word as daar nie meel by is nie. En dit gaan hieroor om 'n verhouding met die Here te hê, want dit is die basis en dit is die stabiele faktor van enige kind van die Here in sy lewe. 'n Verhouding met die Here. Nou Johannes 10 vers 14 sê dat die herder ken sy skape en die skape ken ook die stem van die herder. So ons sien hier dat ek en die Here mekaar albei moet ken. Dit is 'n persoonlike verhouding tussen mekaar. En dit is hoekom daar gepraat word van, hy is ons Abba Vader. En hy sê van ons, dat ons is sy geliefde seun of sy geliefde dogter. En dit is waaroor 'n intieme verhouding gaan. Dat ek en jy, dat ons so, hy vir ons en ons vir hom, dat ons dit vir mekaar moet wees. En enige verhouding, in die natuurlikes, weet julle, kan net ontwikkel en ontstaan as mense tyd spandeer met mekaar. Is dit nie so nie? En dit is ook so in jou geestelike verhouding met die Here. Nou, hoe bring ons nou die bakproses daarbij? Onthou ons het gesê, alles het die Here klaar vir ons beskikbaar gestel. Nou as ons gaan lees in Hebreërs 8 vers 10 tot 12, dan staan daar, dat die Here sê, dat die ou verbond is nou iets van die verlede, hy wil 'n nuwe verbond met sy volk sluit. En met hierdie nuwe verbond het hy sy woord in ons harte en in ons verstand gegee. Hy sê, dit sal nou nie meer wees dat ons vir mekaar moet sê, jy moet die Here leer ken nie, want almal sal die Here ken. So sien, as jy 'n nuwe verbondskind is, dan moet jy weet, hy het dit klaar vir jou moontlik gemaak, dat jy hom so kan ken, as Abba Vader. En dat jy in hierdie intieme verhouding met hom kan wees. 'n Voorbeeld vir my daarvan is Dawid. Dawid het toe hy voor Goliat staan, toe dink hy, maar dit en dit is wat die Here al vir my gedoen het, en ek ken my God. Ek is 'n verbondskind, ek staan op dit, wat ek al reeds van die Here ervaar het in my lewe, en daarom sien ek kans vir hierdie Goliat, want toe 'n leeu en 'n beer my skape wou aanval, het God my gehelp om hulle uitmekaar uit te skeer. So moet ons die Here ken, dat ons weet, dat hy sal vir ons nooit in die steek laat nie. Hebreërs 13 vers 5 en 6 sê, God self het gesê, ek kan met vertroue sê, hy sal my nooit begewe, en hy sal my nooit in die steek laat nie. Okay? Ek en jy moet ook weet, dat alles wat goed is, van God afkom. Soos ek net al gesê het, al die bome in die tuin was goed vir die mens. Hy sê vir ons, daar in Matteus 7 vers 11 sê hy, dat as 'n aardse vader dan net die goeie dinge vir sy kind wil gee, hoeveel te meer nie hy as die hemelse Vader nie. Okay? Dis nie soos wat soveel Christene glo, dat die Here bring slegte goed op ons pad, om vir ons iets te leer nie. Andreas, my skoonseun, het een keer sommer baie reguit gesê, hy 2 kinders, en hy sal nie Andrew se been breek, om vir Kylie iets te leer nie. Dis nie hoe 'n aardse pa werk nie. 'n Aardse pa wil net, almal van julle, 'n ma, ons wat ma's is, ons wil net die beste vir ons kinders hê, en ons sal uit ons pad uitgaan, om vir hulle net die beste te doen. So dis hoe ons Here moet ken, dat hy die een is wat net die goed en die beste vir ons wil hê. So as iets slegs met ons gebeur, dan kom dit nie van God af, en dit moet ons dadelik weet, dis meeste van die tyd ons eie verkeerde keuses wat ons maak, en die duiwel het altyd 'n vinger in die paai daarso, want hy laat ons die verkeerde besluite neem. Ek en jy moet ook weet dat die Here net mooi gedagtes vir ons het. Psalm 139 vers 16, net mooi gedagtes. Jeremia 29 vers 11, dis skrifte wat julle ken. Hy wil vir ons 'n toekoms hê. Hy het 'n mooi planne vir ons vir die toekoms. Dis hoekom hy sê, ek nooi julle uit, kom na my toe, Matteus 11 vers 28 tot 30. Ek nooi julle, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Want hierdie lewe maak ons partykeer moeg. En die laste is partykeer te veel. Jy kan nie na ander mense toe gaan of na ander dinge, ja daar kan jy nie verligting kry vir jou probleme nie. Maar hy sê, kom na my toe, hoekom? Want hy wil hê, ek en jy, ons moet hom vertrou, en dat ons 'n verhouding met mekaar moet hê.
Ek wil net hê vir die van julle wat wil blaai, dat jy gou na Johannes 5 toe blaai. Hier in Johannes 5 is 'n pragtige vers 39 wat sê, en julle ondersoek die skrif, omdat julle dink dat julle die ewige lewe daarin kry. En dit is juis die skrif wat oor my getuig. So wat hy hierso sê, julle ondersoek die skrifte, maar dit is reg, want die skrif getuig van my. Met ander woorde, in die skrif leer ons vir Jesus ken. Maar hy sê, en tog wil julle nie na my toe kom, sodat julle die lewe kan kry. Hierdie skrifie het ek vir baie jare nie verstaan nie, totdat die Here dit eendag vir my so duidelik gemaak het. Wat hy basies hierso sê, weet jy kan nie 'n verhouding met die Bybel hê nie. In die Bybel, die doel van die Bybel, is om net te sê, dis hoe God is. Dis sy karakter. Dis die persoon wie hy is. En dit is hoe hy werk. Maar ek en jy moet na hom toe kom as 'n persoon. En ons moet hom van aangesig tot aangesig ken. Julle ken almal Job se storie. Job het nie die Here geken van aangesig tot aangesig nie. Hy het in die moeilikheid gekom en hy het met God allerlei redenasies gehad. En op die einde, toe het God met hom gepraat, en op die einde, in Job 42 vers 5, dan staan daar, Job sê, nou praat ek nie meer nie. Want ek het u net van hoorsê geken, maar nou het ek u van aangesig tot aangesig geleer ken. En dis waaroor dit gaan. Nog 'n persoon in die Bybel waar die Here sê, dat ek het hom persoonlik geken, is van Moses. Jy gaan lees in Deuteronomium 34 vers 10, waar dit so mooi daar van Moses gesê. Moses is iemand wat permanent in die tabernakel was. Hy wou net nie daar wegkom nie, want daar het hy God van aangesig tot aangesig geleer ken. Dis regtig God se hart vir my en vir jou. Ek en jy moet weet dat God is altyd aan ons kant. Hy sal nooit sê, jy's op jou eie nie, fight maar jou eie battle nie. Ons lees dit in Psalm 56 vers 10, en ook in Romeine 8 vers 31 en 32. Maar die ander kant van hierdie coin is ook nodig. Dis nie net hoe ek die Here ken nie. Die Here wil ook vir my leer ken. Die Here wil ook weet dat hierdie kind van my is 'n gehoorsame kind. 1 Johannes 2 vers 3 en 4 sê dat as ons die Here ken, dan sal ons aan hom gehoorsaam wees. Jy weet, daar is baie mense wat sê, weet jy, ja, ek het die Here aangeneem, so ek gaan eendag hemel toe, so ek is nou maar soos ek is, los my uit. Nee, dit werk nie so nie. As jy die Here leer ken, dan wil jy volgens sy woord beginsels leef. Want jy weet, die Bybel is die manual, wat God vir ons geskryf het, sodat ons nie moet seer kry nie, sodat ons nie hoef te leer uit ons foute uit nie, sodat ons moet in ons finansies, in ons huwelik, in elke aspek van ons lewe, dat dit moet voorspoedig gaan met ons. Hy wil hê ons moet suksesvol wees in dit wat ons doen. Dis hoekom die Bybel daar is, en what's the use, as hy dit vir ons gee, en ons leer nie daaruit en ons pas dit nie toe nie. Dis ook hoekom hy in Matteus 7 vers 21 tot 23 sê, dat dis nie elkeen wat sê, Here, Here, wat in die koninkryk van God, en gaan nie maar net die wat my wil doen. En dan sê hy daar so, ja, julle sal sê, ja, maar Here, ek kan siekes gesond gemaak, en ek het duiwels uitgedryf. Hy sê, weet jy, daai goed is nie vir my belangrik nie, want as jy nie my wil doen nie, dan gaan ek sê, ek ken jou nie. Ek ken jou nie. So die Here wil hê ons moet sy wil doen, want dis hoekom hy net daarna sê, julle moenie net hoor nie, maar ook doen wat ek vir julle sê, dan is julle verstandig, daai ding van die rots, onthou julle, Matteus 7 van vers 24 af. So die Here wil hê dat hy wil ons ken as ons sy kinders wat gehoorsaam is. Ook wil hy ons ken as sy kinders wat afhanklik is van hom. Nou wie toe gaan jy as jy raad nodig het? Nou wie toe gaan jy as jy geld nodig het? Gaan vra jy vir iemand of weet jy, hy is jou bron en niemand anders nie. As jy hulp en raad nodig het, gaan na hom toe. Dis hoekom die gelykenis vir ons gegee word van die 5 verstandiges en die 5 onverstandiges. Die verskil daar is dat die 5 verstandiges het ekstra kanne met olie gehad, en dit spreek van salwing. Wat beteken dit om 'n gesalfde te wees? Gesalfde, 1 Johannes 2 vers 20 sê, dat jy's gesalf omdat jy die waarheid ken. En dit is wat die Here wil hê. Hoe kan ons die waarheid ken, as ons nie na hom toe gaan, om by hom die waarheid te leer nie?
Okay? So dit is wat hy wil hê, dat ons na hom toe moet kom in hulp en vir raad. Dis die ou Spreuke 3 wat so mooi sê vers 6, ken hom in al jou weë. Gaan na hom toe, sê Here, wat moet ek maak met my huwelik? Dat hy vir jou daai waarheid kom leer oor jou omstandighede en in jou situasie. Man, wat sê Johannes 8 vers 31-32? Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Nee. Goed, en dan wil die Here ook vir ons ken as sy kind, 'n kind wat vrymoedigheid het om na hom toe te gaan. Ek kan vir julle klop skrifte gee. 1 Johannes 5 vers 14 sê dat ons moet vrymoedigheid na hom toe kom en tot hom bid. Vrymoedigheid, moenie bang wees en sê, ag, jy weet, ek wil nie die Here bemoei met hierdie ou gebedjie van my nie. Daar is nie 'n gebed wat te groot of te klein of te moeilik of te eenvoudig is waarmee jy na hom toe kan gaan nie. Gaan met vrymoedigheid. Dan wil hy ook hê in 1 Johannes 3 vers 21 dat ons nie moet sit met skuldige gewetes nie. Want as ons 'n skuldige gewete het, ons dink die Here is kwaad vir my omdat ek al hierdie sondes nog doen, dan kan ek nie met vrymoedigheid gaan nie. Hy sê, moenie met 'n skuldige gewete hê nie, want dan kan jy nie met vrymoedigheid na hom toe gaan nie. En dit is wat hy graag wil hê. Hebreërs 4 vers 16 sê dat ons met vrymoedigheid na sy genade troon toe gaan. En voor sy genade troon, dan kom leer hy vir ons op die regte tyd sy genade en sy barmhartigheid. En dan ook in Hebreërs 10 vers 19 staan daar dat deur sy bloed het hy vir ons vrye toegang gegee na sy heiligdom. Dit is wat Jesus aan die kruis vir ons kom doen het. Omdat Jesus se bloed gevloei het, is die tabernakel, wat noem mense die gordyn, die voorhangsel het geskeur, bonatuurlik. Daai 8 cm dik stuk lap is bonatuurlik geskeur. Die simbolieke sê, nou is dit oop vir die allerheiligste, die plek waar God is. En ons weet, ons het nie meer vandag 'n plek om na toe te gaan nie. Die Here is by ons en met ons, want hy woon in ons. En ek en jy moet net daai vrymoedigheid hê om na hom toe te gaan. Dis die bakproses. So die Here wil hê ons moet 'n verhouding met hom hê en hy maak dit vir ons moontlik in die nuwe verbond. Maar die bakproses is dat beteken soms dat ek moet my ou manier van doen stop en sê, weet jy, van nou af gaan ek gehoorsaam wees. Van nou af gaan ek afhanklik wees. Van nou af gaan ek 'n vrymoedigheid hê om na die Here toe te gaan. En van nou af gaan ek nie meer leuns glo oor wie God is nie. Maar ek gaan hom leer ken van aangesig tot aangesig. My tyd gaan ek aan hom spandeer sodat ek hom werklik kan leer ken. En dit is soms 'n opoffering wat ek en jy moet maak. So maar onthou, dis die meel. Die tweede bestanddeel wat ons nou gaan kyk vanaand is wat die bakpoeier, wat gaan oor ons geloof. Dit wat ek en jy glo. Wat glo ons? Nou Romeine 12 vers 3 en ook daai in 2 Petrus 1 het ons net maar gesien dat staan dat ons het dieselfde geloof. Alle mense het dieselfde geloof. Dieselfde maat van